Baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema bede uit Romeine. En vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 9 en ons lees saam vanaf vers 30. Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit: heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel verkry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan daar geskrywe staan: kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp. Maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. Ons hoor twee pole in hierdie gedeelte. Die eerste een is die heidene. Dis mense wat vroeër ander gode aanbid het, wat nie noodwendig van hierdie omgewing was nie, ander kulture gehad het, ander tale gepraat het, vreemd was vir die Jode. En God het in sy groot liefde en barmhartigheid en genade homself in die geloof aan hulle geopenbaar. En op grond daarvan het hulle die vryspraak verkry. En op grond daarvan het hulle die vryspraak verkry deur die geloof wat God in hulle harte gewek het. Aan die ander kant het ons vir Israel. En hierdie persone het geglo dat omdat hulle uit die nageslag van Abraham kom en omdat hulle al die wette gehoorsaam, hulle eintlik die vryspraak verdien. Hulle hoef dit nie te ontvang nie, dit kom hulle toe. Familie, ons sien dat geloof word hier vervang met prestasies. En ons weet dat al hoe ons die vryspraak kan verkry, is slegs deur geloof in Jesus Christus en sy groot genade. As ons 'n ander opinie rondom dit het, of as ons vryspraak in ons eie prestasies koppel, dan is dit nie net 'n idee wat ons het nie, of ons persoonlike siening rondom dit nie. Ons verwerp dan vir Jesus Christus, omdat ons glo dat hy die enigste weg, waarheid en lewe is. Ek wil vra dat ons die oë sluit en dan gebruik ons hierdie teks om te bid. Here, ons erken dat soos hierdie heidene het ons glad nie u vryspraak verdien nie, glad nie u genade verdien nie. Efesiërs bevestig dit, as daar staan ons was dood as gevolg van ons oortredings en ons sondes. Maar ons bely ook dat ons dikwels dink soos hierdie Israeliete, dat dit kom ons toe, dat ons is eintlik nie so slegte mense nie. Ja, die mense daar ver weg, hulle verdien nie u goedheid nie, maar ons verdien dit. Die wêreld waarin ons leef, is ook besig om ons denke te vorm. Ons is baie prestasie gedrewe. Ons verdien om hierdie toekenning te ontvang. Ons verdien hierdie groot salaris. Ons verdien hierdie nuwe huis. Ons verdien hierdie vinnige kar. Maar Here, ons kan nie u genade verdien nie, u goedheid nie. Ons moet dit ontvang op ons knieë, in oorgawe, in nederigheid. Here, dis ook hoekom u gesê het dat as ons nie soos kindertjies word nie, kan ons nie die koninkryk van God beerwe nie. En daarom bid ons vandag teen trots en ons bid teen hoogmoedigheid. Ons bid teen die eie ek. Vader, bring ons weer tot die punt waar ons in nederigheid ons afhanklikheid voor u besef. Waar ons u vryspraak slegs deur geloof verkry. En daarom nie hoogmoedig kyk na ander wat ons dink dit nie so verdien soos ons nie. Maar omdat ons dit verkry het uit u goedheid en uit u genade, help ons om dit ook te deel
vrylik. Vergewe ons waar ons dikwels onsself so ophef. Vergewe ons waar ons dikwels tog net wil hê mense moet na ons kyk en sê, "Sjoe, hulle is 'n goeie Christene." Vergewe ons waar ons U eer steel. Alle eer kom U toe, tot in alle ewigheid. Amen.